Julle vandag is so 'n spesiale dag. Natuurlik Kersfees, so geseënde Kersfees aan almal. Ek hoop julle het sommer wakker geword met baie vreugde in die huis. Ek hoop julle is al dik gevreet aan koek en allerhande soet goed. En meer as dit, ek hoop ons almal besef weer vandag hoe goed die Here vir ons is, dat hy self sy seun vir ons gegee het, sodat ek en jy net mooi dinge kan beleef. So geseënde Kersfees aan almal. En net so voor ons weer gaan afskop by die preek en by dinge weer uitkom, is dit net so belangrik om te onthou dat die volgende 2 weke het ons nou nie dienste nie. So veral vir die mense aanlyn, as julle dalk ver kyk en inskakel van waar ook al af, ons het vir die volgende 2 weke nie dienste nie. So hou maar dienste daar by julle huise. Paas, stuur maar die kollektemaandjie om, dat die kinders bietjie iets teruggee, dat jy net reg kan staan vir skoolklere en alles wat kom Januarie. Maar vir die volgende 2 weke is daar nou nie dienste en ook aanlyn dienste nie. En dan die 11de Januarie sien ons almal weer mekaar terug en al ons aanlyn familie, julle sal dan weer ons dienste kan volg. Soos julle weet, is ons besig met die reeks en trouens sluit ons hom af volgend van al was ek nie daar nie, ek weet is waar, né? Ons almal ken die liedjie, ons almal weet waar dit gaan en in die reeks praat ons juist spesifiek oor Jesaja 9 wat vir ons elemente wys van wie Jesus is en van wat hy kom doen het en wat hy kom gee het en wie hy wil hê ons moet wees en wat ons van hom af kan beleef. So ons het gepraat oor 'n klomp aspekte. As jy dit gemis het, gaan weer terug, gaan kyk dit. Jy wil dit nie mis hê. Hierdie is goed wat jy uitnodiging het om van God af te beleef. So gemaak seker jy val in. Maar vandag gaan ons praat oor een van die belangrikste onderwerpe as dit kom by enige kind van die Here. Hierdie is een van die grootste goed wat Jesus vir ons beloof het en soveel so dat hy dit dra as een van sy Kersfees titels. En in Jesaja 9 lees jy dat hy is vredevors. Hy is hierdie God wat kom, 'n koninklike titel het en iets wat hy bring vir sy mense is vrede. Nou daar is min dinge soos vrede. Dink gou as 'n koning na sy hele land kyk, na al sy mense kyk en hy sien daar's vrede in die land. Ek dink daar's min dinge wat so vervul. En dis hoekom Jesus soveel keer vir ons met ons gepraat het in hierdie skrif waar hy gewandel het oor hierdie onderwerp van vrede. En hier is een van sy beloftes in Johannes 14 waar hy gesprek het met sy disippels en nie net vir die disippels wat by hom was nie, maar vir my en vir jou wat hom selfs vandag volg. En hoor wat sê hy. In Jesaja 14 vers 27. Ek laat vir julle vrede na. My vrede deel ek met julle. Ek gee nie soos die wêreld gee nie. Julle moenie ontsteld of beangs word nie. Nou hierdie is so 'n mooi skrif waar God sê ek sal vrede gee vir julle. Ek sal vrede gee in jou hart en in jou lewe en omgewing. Ek sal God wees daaroor. So hê vrede want ek is die vredevors. En wat so mooi is dat hy sê hy deel sy vrede met ons. Dis nie net sommer enige geskenkie en hy gee dit ook nie soos die wêreld gee nie. En hierdie is iets baie belangrik wat ons moet snap. Ek hoor van hierdie storie van 'n vlieënier wat besig is om nou sy lisensie of wat hy word nou 'n vlieënier. Ek weet nie wat hy het kwalifikasie, dis seker die woord. Hy word nou nog en hy moet 'n paar ure nog vlieg, maar deel van hierdie ure wat hy moet brand is saam met 'n gekwalifiseerde vlieënier vlieg. En hy klim toe in die vliegtuig die eerste keer saam met hierdie gekwalifiseerde vlieënier en hy is so op sy senuwees. Hy sê wat moet ons doen? Wat as daar iets verkeerd gaan? Wat as daar iets fout gaan? Want op 'n stadium moet hulle die engines afsny en hulle moet nou hierdie vliegtuig iewers land en allerlei goeder soos dit doen. En hy is so op sy senuwees, hierdie ou wat nou saam met hierdie opgeleide vlieënier vlieg en al baie ure agter die rug het. En die vlieënier kyk so vir hom terwyl hy al sy vrae vra en terwyl hy so angs en bang is. En hy sê vir hom, luister, solank jy net nie die stuur vat en hom vorentoe druk dat hierdie vliegtuig neus af grond toe duik, gaan alles oukei wees. So as jy dit kan doen, beloof ek jou nou alles sal fyn wees. En hy sê nee maar wat is ons die engines afsny en een engine gaan dood en waar? Hy sê geen probleem nie. Ek kies 'n veld, ek het al baie gedoen, ek gaan land om daar. Soek 'n stuk oop pad, ek gaan land om daar. Maar wat as hierdie verkeerd gaan? En hoe meer hy vra, maar wat as, sê hierdie opgeleide vlieënier, luister hier, jy hoef net oor een ding bekommerd te wees. Moet net nie dit doen met die stuur en die vliegtuig afgrond toe vat nie. Anders as dit, beloof ek jou nou, jy is veilig, want ek is hier. En in daai oomblik, toe het hierdie vlieënier wat nou sy opleiding kry, soveel vrede. Nie omdat hy weet hoe om te vlieg nie omdat hy weet hoe moeilike situasies te hanteer nie, maar omdat hy weet, hier is 'n opgeleide vlieënier hier langs hom. En selfs wanneer engines nie eens meer werk nie, stuur dit hom nie as 'n bietjie nie, want hy weet hoe om hierdie vliegtuig te beheer. En wanneer Jesus sê,
Ek sal my vrede met julle deel. Praat hy soos daai vlieënier langs ons. Hy sê jy gaan dalk in situasies beland en deur dinge gaan wat nie sin maak nie, maar jy kan vrede hê, want ek deel my vrede met jou. Ek stuur die vliegtyg. Ek weet hoe om hierdie ding te hanteer. Ek sal jou vat waarna toe jy moet gaan. Ek is jou God. Lê net na my toe. Vertrou my. Al wat jy moet doen is nie die stuurwiel vat en dit afgrond toe vat nie. Dis al wat jy moet doen. Dis so moeilik te raak. Moenie as sprus crash nie. Hou net die vliegtyg in die lug. En Jesus kom en gee die belofte. En ek kan net dink soos sy disippels daar staan, as hulle so, wow. Here, hierdie is 'n ander tipe vrede. Want jy sien, ek en jy, ons soek baie keer ons vrede eers wanneer die vliegtyg geland is. Eers wanneer die probleem opgelos is. Eers wanneer ons die antwoord ontvang het. Eers wanneer die chaos verdwyn het of wanneer ons kind weer maniere het en wanneer ons sien ons mense maak nie meer besluite nie, wanneer ons land weer alles 100% weer hardloop, wanneer infrastrukture bly staan en wanneer die geskiedenis bewaar word en ons kry eers vrede sodra alles werk. En Jesus sê ek gee vir julle iets beter. 'n Vrede dat selfs wanneer die engines uitsny, is jy okay. En ek weet nie van jou nie, maar ek dink ons min geskenk is soos Kersdag. Hierdie vrede vors geskenk, wat ek en jy kan so koester. Ek hoor so 'n mooi prentjie van hierdie gedagte van vrede, en dit gaan juis oor Christene. En hulle sê, weet jy wat Christene is? Ons is gemaak om hierdie leeu's te wees, nee, want God is binne in ons, en hy is hierdie leeu van Juda, en ons is sterk, en ons is magtig, en ons is autoriteit, en ons is vry, en ons heers saam met hom. Al hierdie mooi dinge uit die Bybel, maar hy sê toe, weet jy wat? Ons is baie keer leeu's wat nie bene het nie. Ons is gemaak om koninklik te wees en ons kan dalk brul en ons kan dalk 'n versie of twee aanhou en ons kan praat oor ons God, maar as ons nie bene het nie, dan beteken ons niks. En 'n Christen sonder vrede is soos 'n leeu sonder bene. Want sonder vrede julle, is dit onmoontlik dat ek en jy gaan reg funksioneer. En Jesus weet dit. Sonder vrede gaan ons dwaase besluite neem, impulsiewe dinge doen, dinge vir mense sê en goed doen wat eintlik ons lewens so stuur dat ons net die vliegtyg se stuur vat en af aarde toe ploeter. En hy sê, maar wanneer jy vrede het, gaan jy kan wag. Gaan jy geduldig kan wees, gaan jy lief kan hê, gaan jy in sy wil kan bly. Sonder vrede gaan iets nie reg funksioneer nie. Jy gaan soos 'n leeu wees sonder bene. En ek het gedink, maar ek en jy moet dalk net vandag bietjie self-evaluasie doen. Om te kyk of jy dalk funksioneer in God se vrede en of jy dalk soos daai leeu is sonder bene. Wat dink jy by jouself, jy loop in die wildtuin? Ek en jy doen 'n middag safari stappie en daar so mooi olifant daar in die verte, 'n bokkie hier en daar, maar ewe skielik as jy om die draai kom, dan hoor jy daai brul van die leeu. Ewe skielik is daar vrees in jou, né? Maar wat as jy 2 keer kyk en jy sien maar daai leeu brul dalk hard, maar hy het niks bene nie. Die oomblik as jy sien hy het niks bene, is jou vrees weg, want jy weet hy kan niks doen aan jou nie. En ek en jy, ons is dalk daai prentjie vir die duiwel. Jy weet, ons is leeu's, ons het nie bene nie, maar ons het nie vrede nie. So kom ons kyk, 3 tekens dat jy dalk jou bene iewers verloor het, né? Die eerste een is, jou vrede lê in ander. Dalk stem jy saam met my, maar iets wat ek nou dag besef, en is nie die beste wysheid nie, maar dis iets wat my baie gehelp het. Ek het besef, dis ongelooflik baie moeite om kwaad te word. Dis ongelooflik baie moeite om iets teen iemand te hou, om konflik te hê, en om in dinge in te duik, en goed oop te krap, en dis moeilik om swaar rond te loop. Dit is arbeid, dit vat moeite, né? Dit vra iets meer van jou. Dit vat baie meer energie om kwaad te word as om net vrede te bewaar. En in 'n mate wanneer Jesus sy vrede met ons deel, vra hy dat ons ligter rondloop en minder doen. Maar een ding hoekom ek en jy dalk ons vrede verloor en ons bene verloor as hierdie leeu's, is omdat ons vind ons vrede by ander. Julle, ek moet eintlik nie die preek nie, en ek moet eintlik nooit 'n preek nie, ek is gekwalifiseerd om een te preek nie, maar hierheen is ek baie skuldig aan. Ek kan baie keer my vrede koppel aan die toestand van my geliefdes, aan my vrou veral, en my kinders. Jy weet, as dit nie goed gaan met my vrou nie, dan gaan dit nie goed met my nie.
As ek sien my vrou kom en sy's bietjie kwaai en dit gebeur min, want my vrou is amazing, maar wanneer sy dalk 'n slegte dag het, ewe skielik, dan is my vrede by die deur uit. Omdat sy byt, dan wil ek terugbyt. Omdat sy dalk iets sê in 'n stemtoon wat nie reg is en dat ek nie sommer dieselfde stemtoon as nie 'n dikker ene nie. En my vrede koppel ek dadelik by dinge en mense, en die oomblik as dit lê by hulle, kan dit vinnig gesteel word by my. My vrede kan gesteel word. En hierdie is nogal 'n uitdaging wat ek dink by baie mense lê. Is dat ons vind ons vrede in dinge, in mense, en die goed hier om ons wat gebeur. En die oomblik as iets skeefloop by die werk, dan loop iets skeef met jou vrede. Want jou vrede lê nie in die Here nie, by die vredevors nie. Dit lê by jou dinge, by die werk, by die voorsiening. Dit lê dalk by jou, soos wat ek nou gesê het, by jou geliefdes, mense, verhoudings wat skeefloop en net so vrede by die deur uit. Dis een oproep wat jy nie wil hê nie, vrede by die deur uit. En jy is bang en angstig. Dis een verslag van die dokter af, woep, vrede by die deur uit. Angs is jou beste vriend. Maar dis een kyk na jou begroting en dit lyk of dinge nie klop nie, woep, vrede weg. Dis een kyk na jou verlede en jy kom agter daar's dinge wat net verkeerd is en jy moes ander besluite geneem het en net so vrede weg. En ons koppel ons vrede by ander mense en ander dinge. En die uitnodiging wat Jesus vir sy disippels gee in Johannes 14 is, vind jou vrede by my, want ek deel my vrede met jou. En ek weet nie of jy dit al besef het nie, maar God het altyd vrede. Daar's niks wat hom skud nie. Daar's niks wat hom gooi nie, daar's niks wat hom laat omkant vang nie, daar's niks wat hom angstig maak nie, daar's niks wat hom benoud maak nie, daar's niks wat hom van karakter laat verander nie, want hy's absolute vrede. En hy sê ek deel dit met jou. Jy kan stabiel wees. Jy kan vas wees, seker wees, maar ek en jy moet versigtig wees, want as ons vrede koppel by ander mense en by ander dinge, dan gee ons vir die duiwel mag. Hoor wat sê ek? Jy gee nie vir God die mag nie, jy gee die duiwel mag. En dan sal Christene rondloop en hulle sal die duiwel, ons bind hom vas, en elke keer as ek dit hoor, as ek net vra, maar wie het hom losgemaak, want Jesus het hom klaar gebind op die kruis, wie ook al hom losmaak, los hom net uit. En ons kan so die duiwel wil bestraf en beklei met die duiwel, maar eintlik is ons die een wat hom die mag gee om dit te doen. Ons is die een wat toelaat dat hy ons vrede steel, dat ons vrede en ons hoop op klomp dinge sit wat ons nie moet nie. En ek en jy moet pas op om nie die mag vir die vyand te gee nie, want hy kom steel. En in Filippense skryf Paulus bietjie hoor in Filippense 1 vers 28 vers 29 en hoor wat sê hy. Hy sê ek sal hoor dat teenstanders julle glad nie afskrik nie. So hier kom mense, teenstanders, mense wat goed sê, mense wat lewe moeilik maak, mense wat dinge onaangenaam maak. En hy sê hy sal hoor dat hulle glad nie afgeskrik is daardeur nie. Want vir hierdie mense wat afskrik is dit 'n bewys dat hulle verlore gaan. Maar vir julle is dit 'n bewys dat God self julle red. Aan julle is immers die voorreg gegee om Christus te dien. Nie alleen deur hom te glo nie, maar ook deur vir hom te ly. En hierdie is 'n preek op sy eie. Maar baie kere, wanneer ons vrede moet ervaar en hoe ons Jesus se vrede ervaar, die eerste stap na daai vrede is wat Paulus hier sê, is om te ly. Maar hy maak nie sin nie. Te doen. En jy sien baie kere hoekom ons vrede sit by ander en by ander dinge en mense, is omdat ek en jy nie wil die opoffering maak, die eie ek wil prys gee, doodgaan in onsself, ons eie opinies eenkant sit, en hoor wat hierdie mense sê, of hoor waar God wil werk deur hierdie probleme nie. Ons wil net geen probleme hê nie, want die eie ek en die gemak is so belangrik. En waar Jesus sê, my vrede, en Paulus hierso skryf, my vrede is nie gekoppel aan my goed nie, en Paulus sê, maar selfs deurdat jy ly, en sy lyding praat hy oor iets baie groter as wat ek nou oor praat, maar ek dink die klein goed tel ook. Wanneer jy jou eie ek moet kruisig, wanneer jou vrou dalk iets vir jou sê in 'n stemtoon wat jy nie van hou nie, en voor jy wil byt, offer jy jouself en sê, Here, ek beskerm my vrede. Vrede is meer werd as om reg te wees nou. Dit gaan nie oor wie's beter hier in hierdie huwelik nie. Dit gaan nie oor wie's slimmer nie, dit gaan nie oor wie kan die plan maak werk nie, dit gaan oor wie's die stem in hierdie huis nie, dit gaan oor vrede. Vrede is baie meer werd en daarom, Here, staan ek terug en ek sê sorry. Daarom, Here, is ek iemand wat soos U beskryf het in Matteus 5, geseënd is die vredemakers. Ek kies om te ly vir 'n oomblik, sodat ek geseënd kan wees vir 'n lang ruk. Die vrede kan ervaar.
Nie is die teenstanders kan jou vrede laat afskrik nie. So, eerste deel dat jy dalk jou bene verloor het, eerste teken daarvan is dat jou vrede lê in ander. Die tweede ding wat dalk 'n teken is dat ons vrede verloor het en ons is leeu sonder bene, is dat jou gebede lei jou nie. Nou hierdie is 'n interessante gedagte. Hoor wat sê Paulus in Filippense 4 vers 6 tot 7. Moet oor niks bekommerd wees nie, maar bid oor alles. So daar gee hy die oplossing vir bekommerdheid in ons lewens. Bid oor dit. Hy sê, vra alles wat jy nodig het van God, terwyl jy hom ook dank vir alles wat hy doen. En dan, kyk wat gaan gebeur. En dan sal God se vrede, wat meer is as wat 'n mens dink, sal oor julle harte en gedagtes waghou, omdat julle aan Christus Jesus verbonde is. Hierdie is so special. Want hierso skryf Paulus oor die krag van gebed en hoe gebed jou lei na God se vrede toe. En wanneer jy bekommerd raak oor iets en voor jy te veel dink oor daai bekommernis, laat jou bekommernis verander in angs in, voordat jy te veel mag gee vir die vyand, hy sê bid daaroor. En hier's 'n manier hoe jy kan begin bid daaroor, dank die Here. Dis so goeie advies. Dis so prakties. Voor jy bid dat 'n probleem verdwyn, dank die Here vir iets belangriker as jou probleem wat nou daar is in jou lewe. Dank hom selfs vir die probleem as jy gelowig genoeg wil wees. Want daai probleem gaan lei na 'n getuienis, by the way, as jy in Here se vrede bly. So dank hom nou al daarvoor. Weet maar Paulus kom en hy sê in alle omstandighede wees dankbaar. In alle omstandighede bid. Moenie bekommerd wees nie. En dan wat vir my so mooi is, hy sê dit sal jou lei om Christus se vrede te ervaar. En hierdie is net wat Paulus skryf. Jy sien Jesus se boetie Jakobus sê dieselfde ding. Hy gaan so ver om te sê julle ontvang nie want julle vra nie. Jesus se boetie Jakobus sê dit. Hy sê julle vra nie en daarom ontvang julle nie. En dis 'n gedagte. Dalk is daar 'n klomp dinge in ons lewens wat ons nie het nie. Nie omdat God dit nie vir ons wou gee nie, maar omdat ons hom nie vra daarvoor nie. Ek een predikant wat ek geluister het jare terug wat my nooit sal vergeet nie, wat ek nooit sal vergeet nie. Hulle sê as dit kom by hulle gebedslewe, vra hulle die Here vir baie dinge en hulle kry eerder halfte van daai lys. As wat hulle om 2 goed vra en hulle kry net daai 2 goed. Dit was vir my so 'n mooi konsep met die vrymoedigheid waarmee hulle kan na die Here toe kom. Maar dis wat Paulus sê, vra alles. En hier's nou 'n mooi ding. En die teenpool daarvan. Jy weet dalk het ons nie, want ons vra nie. Dalk het ons nie vrede nie, want ons vra nie vir vrede nie. Jesus sê iets baie interessant oor hierdie gedagte van gebed. Hy sê eendag vir sy disippels, weet jy wat, bid sodat julle nie in die versoeking kom nie. God sien goed net anders. En wat Jesus sê is dat wanneer jy bid, dan is dit daar asof jy sekere dinge in God ook in lewe gaan vermy en jou vrede makliker gaan behou. Jy gaan sekere gevegte net weg vanaf bly. Maar wanneer jy nie bid nie, dan gaan daar gevegte jou pad langs kom wat jy kon vermy het. En dis van ons wat teen die einde van 2025 dalk so moeg voel, so geïrriteerd voel, so frustreerd voel, so uitgeput voel, want jy veg gevegte wat jy nooit bedoel was om te veg nie. Nou hoor mooi, wanneer Jesus daai sê vir sy disippels, sê hy nie jy gaan die geveg verloor nie. Hy sê nie jy gaan ingee vir die versoeking nie, maar jy gaan deel wees van 'n fight wat jy nie hoef te doen nie. En enige bekleierery onder die son, geestelik, fisies, maak nie saak wat sê nie, dit maak moeg. Dis nie vrede nie. En dalk is daar nie vrede in jou lewe nie, want gebed lei jou nie, en jy vra nie genoeg nie, en dan is jy nou besig in 'n klomp gevegte. Ek wonder net, wat het God in gedagte, wanneer hy dalk daai woord na my en jou toe bring in 'n persoonlike manier? Dalk is daar gevegte in jou lewe wat jy beklei, en jy dink, wysheid gaan dit oplos. En dit was die eerste preek van hierdie reeks, maar nou, kom ons by vredevors, maar dalk sou daai geveg nooit eens opgedaag het, as dan net vrede kon behou geword het nie, maar jy moes bid daarvoor. So wat ek en jy beklei bietjie minder? Wat as ek en jy minder planne begin soek van Here ook, en net sê, Here, kan ek net u vrede ontvang, en in vrede bly, aanhou bid, aanhou vra, en dan gaan ons dalk nie so moeg wees nie, want ons beklei dalk fights wat ons nie in moet wees nie. Dan die derde ding, so die eerste een was, jy vind jou vrede in ander, die tweede ding is, jou gebede lei jou nie, die derde ding is, jy vul jouself met die verkeerde goed, jy vul jouself verkeerd. En dis dalk hoekom ek en jy, soos nie vrede het nie, en soos 'n leeu sonder bene.
Paulus sê aan die einde van Filippense 4, waar hy sê in vers 8, sorry, nie die einde, net vers 8 en 9, nie die einde van hierdie gedagte wat hy skryf, en hy sê, ten slotte, broers en susters, vul julle gedagtes met alles wat waar, eerbaar, skoon, suiwer, lieflik en lofwaardig is, en leef volgens alles wat julle van my geleer het, oorgeneem, gehoor en gesien het. Dan sal die God wat vrede gee by julle wees. Ja, hy praat weer oor die gedagtes. En Paulus kom en hy gee 'n sterk opdrag vir die mense. Vul jou gedagtes met die regte goed. En ek dink daar is so 'n gepaste boodskap hier vir Kersfees, want Kersfees hou ons van volmaak. Ons eerder by ons oorruitbars. Ons maak vol, ons verstaan, ons ou Afrikaners, ons weet nie altyd alle dinge nie, maar een ding wat ons wel weet is hoe om te eet. My vraag is, wat eet jou denke? Waarvan maak jy jou gedagtes vol? Want ek en jy word uitgenooi deur hierdie skrif om te sê, maar as jy by die God wat vrede gee wil uitkom, die vredevors wil beleef, dan kan dit nie net genoeg om te hoor die boodskap van Kersfees nie. Maar om hier uit te stap en te dink aan 'n klomp nonsens. Hy sê, dink aan alles wat waar is. Hoe baie keer beklei ek en jy met mense as gevolg van aannames? Hoe baie politiek is dalk by jou werk as gevolg van aannames? Hoeveel miskommunikasies dalk daar in jou huwelik as gevolg van aannames en dalk met jou kinders volgens aannames? En ons kan baie keer 'n waarheid vir onsself so inkleer wat nooit bestaan nie. Ons kan kyk na ander mense links en regs van ons en somme van self definieer hoe hulle hart is en wat hulle denke aangaan, en dis mos so 'n tipe mens. Ons moet versigtig wees vir aannames. Hy sê, dink aan wat waar is. Die waarheid wat jy ken. En as jy wonder oor iets in hierdie lewe, of dit waar is of nie, moenie wonder nie. Gaan vind uit of los dit. Gaan wees lief of los dit. Alles wat waar is, en so kan ons deur daai lys gaan, eerbaar. Tel mense op. Dink aan goed wat God eer, wat God gelukkig maak, wat God tevrede stel. En bly besig met daai goed in jou gedagtes, alles wat skoon is. Ons hou so nou en dan van vuil dinge, né? As ons speel, hou ons van vuil speel, en as ons grappe maak, hou ons dan van vuil grappe maak, en ons kan vinnig hierdie goeters aanvaar as vermaak, maar ons moet pas op, sê Paulus. Maar as 'n fyn lyn tussen lag vir dit en jou vrede verloor. Wat help dit jy 'n glimlag vir 'n oomblik, maar jy bewaar nie wat skoon is nie. En dis van ons wat net nie God se vrede ervaar in die vredevors nie, want jy vreet aan goed wat vuil is. Pas op, suiwer, lieflik en lofwaardig. Wat eet jy in jou gedagtes deesdae? Want as ek en jy nie ons gedagtes kan bewaar nie, self volmaak met die regte goed nie, dan gaan daar nie vrede wees nie. Die God van vrede gaan dalk beskikbaar wees, maar jy gaan hom nie beleef nie. So wat ek en jy, nie eet lekker vandag nie, maar ons eet geestelik en in ons gedagtes die regte goed. Kom ek sluit af. Julle, daar's twee tipe mense hier vandag. En dalk jy wat aanlyn luister, daar's twee tipe mense. En die eerste persoon is iemand wat hulle vrede verloor het. Die tweede persoon is iemand wat nog nooit hierdie vrede ervaar het nie. Nou die goeie nuus vir die persoon wat sy vrede verloor het, raai wat die goeie nuus van as jy iets verloor het, jy kan dit weer kry. Gaan weer terug na seisoene in jou lewe waar jy goed onthou jy het vrede gehad. Waar jy beleef het God is by jou en niks het jou so geskit en die vredevors was by jou en jy die vlieënier se vrede net by jou want hy is daar en hy is in beheer en hy is God. En gaan net terug na daai seisoen toe. En daar waar jy het gelos het en jy sal agterkom, dit was daai geval. Dit was daar toe ek so besig geraak het met hierdie wêreldse goed. Dit was daar toe ek daai sonde gedoen het en nooit jammer gesê het nie. Dit was daar in daai situasie waar ek goeders in die mat ingevee het. Dit was daar in daai oomblik toe ek my vrede verruil het vir die selfsug, vir jy en ek. En ek wil jou aanraai, gaan soontoe en bely jou sonde. Bely daai oomblik toe jy God se vrede verruil het vir iets anders in jou lewe. En ek beloof jou, ons God is goed. Die vredevors is nog steeds die vredevors. En soveel hy sy vrede gegee het, toe sal hy sy vrede gee nou vir jou. Want hy los dit, hy gee nie soos die wêreld vir ons nie. Maar gaan terug. En nie net gaan terug, dalk lang terug in jou lewe nie. 'n Baie goeie oefening is elke aand wanneer jy in die bed klim. En gaan sit en dink terug in jou dag en evalueer net hoeveel vrede is daar.
En waar ek dalk my vrede verloor en jy sal onthou, dit was in daai oproep. Dit was daai manier hoe ek gepraat het. Dit was in daai oomblik net daar dis toe vrede gegaan het. En wanneer jy so terug bepeins, bely jou sonde. En ek beloof jou nou, jy kou in die regte goed en jy gaan jou vrede weer vind. Die Here se vrede weer vind. Maar dalk sit jy hier op Kersdag en alles wat ek sê klink so goed vir jou. En dit klink so naby vir jou, maar jy ken dit nie. Jy weet nie wat is hierdie vrede wat 'n verstand te bowe gaan waarvan Paulus praat nie. Jy weet nie wat is hierdie vrede van as alles om jou chaos is, dat jy vrede in jou binneste kan hê. Dat jy net weet die Here is daar en alles gaan oukei wees. Jy ken hierdie nie. Ek wil jou uitnooi vandag dat Jesus het nie aarde toe gekom net om vir ons mooi Bybelversies te gee nie. Hy het gekom om die vredevors vir jou te wees. En hy deel nie sy vrede uit in verdienste nie. Hy sê nie, doen jy jou deel, dan sal ek my deel doen nie. Hy doen sy deel 100% en hy sê, as jy 'n stuk daarvan wil hê, kom, die prys is betaal, ek is hier vir jou, ek het klaar aarde toe gekom, ek het klaar Kersdag laat gebeur, ek hoef nie weer die opoffering te maak, jy kan dit net aanvaar en ervaar, en net daar sal ek my vrede vir jou gee. Ek sal die Heilige Gees op jou laat afkom, en die teken daarvan is vrede, want hy het afgekom soos 'n duivel op Jesus, die vrede teken. Ons ken God se Gees deur sy vrede in ons. En jy kan al wat jy moet doen is net sê, Here, dankie. Aanvaar dit net soos 'n kind 'n goeie geskenk sal aanvaar wat onder die kersboom lê vandag. En vandag lê daar vrede vir jou onder die hemelse kersboom as daar so iets is. Onder die kruis. En jy kan net sê, Here, dankie. Dankie vir dit. Maak 'n ruiltransaksie. Vertrou hom. En ek glo die Here sal vir jou sy vrede gee. Jy mag dalk begin vlieg en ligter voel. Jy mag dalk weer goed begin geniet. Jy mag dalk oë hê om dinge weer te waardeer en jy dink sommer aan dinge wat loflik en eerbaar is en ewe skielik streef jy om goeders wat suiwer en skoon is in jou binneste te bewaar. Dit is God se vrede vir jou. So dalk is jy 'n leeu hier vandag wat sy bene verloor het, die goeie ding is die Here kan dit weer vir jou gee. Sy vrede is beskikbaar. So as dit jy is en jy dit verloor iewerste, gaan vind dit. En as jy dalk hier is, jy nog nooit ervaar nie, kom ons skep 'n geleentheid waar jy hier en nou die mooiste geskenk moontlik kan ervaar. Ek gaan vir jou bid en as dit is wat jy graag wil ervaar, maak jouself deel van hierdie gebed. Die Here ken jou hart en hy hoor jou hartskreet. Sluit ons oë en bid ons. Hemelse Vader, so baie dankie Here dat U die wêreld so lief gehad het, dat U die wêreld, U seun gegee het vir die wêreld en die wat glo in U sal gered word. En nie verlore gaan nie, hulle sal die ewige lewe ervaar. En dankie Here dat ons weet wanneer ons sê ewige lewe, is dit nie 'n ding wat U gesê het eendag in die hemel nie, maar hemel kom nou aarde toe en ek bid so vir my vriende wat hierso sit en hulle sê, Here, ek stel belang in die vrede. Here, ek het niks om te bring om dit te verdien nie, maar wat ek het is 'n gebroke siel. En Here, dis genoeg vir U want U sien dit, U ken dit en U vergewe dit. Ek bid Here Jesus soos hulle daar sal sit, dat hulle vertrou in U sal sit, sal weet Here die prys is betaal, die seun het gesterf en opgestaan. En Here, nou is vrede, die vredevors beskikbaar. Heilige Gees, deur U goedheid bid ek U, kom vul hulle nou, kom vergewe hulle nou en kom oortuig hulle nou dat hulle nou deel is van die Here en dat hulle kinders is van U. Mag hulle vrede ervaar wat geen mens vir hulle kan gee nie, maar net U. Ek bid hier en nou, Here, doen U wonderwerk. Mag al die bekommernisse van gister verdwyn en mag die vrede van die vredevors nou by hulle wees. Dankie Here vir U geskenk, U onverdiende goedheid. En dankie vir Kersfees. Ons waardeer die vrede en Here, ons is funksioneel as gevolg daarvan. Ons het U so nodig en dankie ook daarvoor, Here. In Jesus se naam eer ons U vir dit alles en daarom bid ons in Sy naam. Ons almal sê saam. Amen. Mag julle 'n geseënde week hê, mag julle 'n geseënde Kersfees hê. Ons sien mekaar die 11de. Totsiens. Goed gaan.